Goeiemôre, good morning. Dit is donderdag 20 November en ek het 'n gevoel ons gaan vandag weer in interessante waters, wat sal mense sê, delf met Roseanne se feite. Yeah, if there's nothing else I do on the show, it's bring you interesting facts of the day. On this day in 1851, the whaling ship Essex was sunk after being rammed by a massive sperm whale. One of the real events that inspired Herman Melville's Moby Dick. Another was Mocha Dick, a 70-foot albino whale found near Chile, famous for calmly approaching boats until a harpoon was raised. When he was finally killed, he had 19 harpoons stuck in his body. Despite all this rich inspiration, Moby Dick was a commercial failure in Melville's lifetime, which I didn't know. I thought that he was popular in his day. But its legacy lives on in surprising places. The founders of Starbucks originally wanted to name the company Pequod after the ship in the novel before settling on Starbuck, the name of the first mate. Dis nou interessant. Ek is bly dit by Starbuck gebly. Yeah. Ja. Imagine you can, well, let's go and get some Pequods. Ja, Just doesn't hit the same. Dit klink nie vir my te lekker. Nee. Maar luister dames, ek net sê voordat ons aangaan, ek wil vir 'n klompie mense daar in Ermelo. Wanneer laas was julle in Ermelo? Ek was gisterand in Ermelo. Joh, Pieter, en jy lyk so vars briesie is hier dit nie? vanoggend. Ek dink dit is daai Hoofveld se lig wat my goed gedoen het. So ek wil net vir almal daar by Perdekraal, dis ou baas en sy span sê baie dankie. Hulle was gasheer gisterand vir 'n baie lekker funksie, maar ek wil net nog steeds weet wanneer word dit somer in Ermelo? Daai plek bly koud. Is dit koud? Dis 'n lekker cool plekkie daai. Is daar enige iemand waarvoor jy Nee. vanoggend 'n spesiale jy goeiemôre moet Vir julle sê. twee. Vir julle twee. daar sy? Nee, Ja. maak net seker. Ons Baie moet ons Elsa, groet die hele land. Elsa het 'n groot fan daar in die Kaap. Wie's dit? Dis die tannie wat altyd vir jou ook hallo Nee, gesê dit het. is nie 'n tannie nie, dis net Sanet van Groenpunt. Wow. Goed. Hallo Sanet van Groenpunt. Goed. Genoeg van al hierdie praatjies. Kom ons duik in vandag se episode in. Ons gaan later veearts toe om 'n bietjie meer uit te vind oor bosluisbeheer. Arnold kuier later ook saam met Louis Massain. Ons leer meer oor 'n gewigsverlies oplossing wat met 'n ballon te doen het. Kry waardevolle raad vir vakansievelversorging. Ons gesels oor padveiligheid, vind uit hoe om 'n motorband om te ruil en Jacques Papenfoos van Moeg gesukkel en Monique Steyn gesels later oor die beste Kersfeesparty ooit en Elof gaan ook daarvoor aansluit. Maar dis nou eers tyd vir ons oggendpraatjies. Ja, hoe voel julle oor hoe vinnig robotte vaardighede en sulke goed ontwikkel wat hulle eintlik amper soos mense is? Ek weet ons het baie al hieroor gesels, maar daar's nou nog 'n interessante storie. Ja, ek dink dit maak 'n mens net 'n bietjie bekommerd. Ja. Jy weet, na aanleiding van wat die rol is wat hulle in die toekoms gaan vertolk en hoe hulle mense dalk moontlik mag vervang. Is Pieter? dit nie tog mense wat agter dit sit om hulle te leer hoe om so slim te wees nie? Well, But it's interesting. you know, there is now a brand new Chinese robot that moves so much like a human that people were in complete disbelief about whether or not it truly is a robot. Chinese new energy vehicle maker XPeng Motors unveiled the latest version of its iron humanoid robot at its 7th Technology Day event on the 5th of November. The robot stunned audiences by walking onto the stage with smooth cat-like movements, leaving many attendees and online viewers questioning whether a person might be on the inside. Videos of the robot went viral, prompting XPeng chairman and CEO He Xiaopeng to post a clip showing the robot's leg being cut open. The footage revealed the robot's metal skeleton and elastic muscle fibers, proving there was no human inside. He also said that the demonstration was necessary to show that the world is changing so fast and emphasized that the iron robot is fully autonomous. That's what quite scares me. The reveal was met with cheers from the audience, highlighting XPeng's advancement in robotics and AI. Fully autonomous robot, count me out. Count me out. Because when are they going to develop minds of their own? Maybe I've watched Terminator 2 way too many times. Maar dit is net vir my, dit kom op 'n punt waar gaan die mens wat dit ontwikkel het en die sagte ware wat binne in daai ding is, dit steeds kan beheer. Wanneer gaan hy vir hom in die oë kyk en sê nou is dit genoeg, pappa? Yes. Maar onthou jy daai robot waaroor ons gesels het wat jy het so dansie gehad ook Oor hierdie robot Ja. wat Ja, wat hy uiteindelik net so, gegaan wat heeltemal verstaan. So dit het al gebeur. ja, En dit het al gebeur. Ek dink Hollywood sit ook baie keer dit mos in die movies. Ja.
en dan net om altyd terug te keer, dan wys hulle die robot het eintlik maar net uitgezz. Yes. So, ons droom daaroor, maar nou ja, hopelik word dit dan nie regtig realiteit. Het julle geweet Suid-Afrika het 'n bietjie van 'n olifant probleem? Ja, of te min of te veel. Hier's nou 'n groot olifant in die vertrek. Let's address it. Julle het gebeur, dit gaan gebeur. Nee, ek dink ons gaan deur 'n krisis dat sommige plekke het te veel en ander het weer te min en so gaan dit aan, maar hierdie is 'n lekker storie waarvoor ek graag vanoggend weer my bril wil opsit. Terwyl baie private reservate in Suid-Afrika desperaat probeer om van hulle oortollige olifante ontslae te raak, neem die Rooisand reservaat in Limpopo 'n ander pad. Die projek gaan 15 olifante inneem en hulle wil dit doen om die natuurlike balans van die olifante net weer 'n bietjie op te skerp en die ekosisteem te herstel. Die inisiatief van Chris Ransom en Rudolf Pretorius behels die verwydering van heininge tussen aangrensende wildsplase om 'n 40,000 hektaar natuurgebied te skep met 'n langtermyn plan om deur corridors Marikele Nasionale Park en ander reservate te koppel. Dit kan uiteindelik 'n bewaringsgebied van meer as 200,000 hektaar vorm, waar baie reservate olifante as 'n uitgawe beskou, meen Rooisand hulle afwesigheid het ernstige bosverdikking veroorsaak. Olifante help om die natuurlike balans tussen bome, grasvelde en ander diere te herstel. Die groep wil die gebied rewild deur heininge te laat val, natuurlike roofdiere later terug te bring en op ekotourisme te fokus. Hulle sê die plan kan nie net die ekosisteem herstel nie, maar ook grondwaardes en plaaslike werksgeleenthede verhoog. Die projek bied 'n seldsame alternatiewe benadering tot die land se olifantkrisis en moontlike nuwe model vir samewerkende bewaring. Hoe's daai? I like that. I think it's a great idea that they want to use the elephants to almost kind of connect various nature reserves and give them a bigger space to roam. I think it's great. Maar ek het altyd gedink die olifante in Suid-Afrika is bedreig. Ek het nie geweet dat daar in sekere plekke there are too many of them and in certain places there are too few of them. Dis maar hoe dit bestuur moet word. Ja. Ons doen dit goed. Sal hulle dit ooit te goed doen, maar dit wys ook eintlik net wat so groot area het olifante nodig om regtig hulle ding te doen. As ou kyk hoe groot die area vir die Kruger Nasionale Park is byvoorbeeld, en dat hulle partykeer ook sukkel met oortolligheid in die olifante. Maar ek is bly dit word gedoen. Baie dankie vir daardie inisiatief. Ja, I think it's very necessary. Want ons natuur skoon en die diere wat ons hier het en net die fauna en die flora is vir ons so belangrik as 'n land. So I think if we can look after the elephants and make sure that they've got a place to go, then that's very special. Is so mooi soos 'n Afrika olifant. Baie min dinge. Maar nee ja, ek het 'n pragtige foto wat ek nog met julle sal deel waar ek by olifant staan, 'n bekende olifant. Maar vir eers laat ons van hierdie olifant in die kamer ontslaa raak. Ons het 8 dubbelkaartjies om weg te gee vir die Noord tot Suid vertoning wat op die 21ste November hierdie jaar by die Theater of Marcellus in die Emperor's Palace gaan plaasvind. Daai is 'n lekker een. So as jy dalk nog nie 'n plan gehad het om ietsie te doen nie, nou het jy 'n kans. Besoek net ons sosiale media platforms om in te skryf en een of dalk al 8 van daardie kaartjies vir jouself te wen. Die Noord tot Suid een. Verder gaan ons voort van die ooste tot die weste, net hier op Goeiemôre, good morning. Hartlike goeiemôre as jy nou eers by ons aangesluit het. Hier gaan dinge nog baie lekker raak, so moenie weggaan.